So vanoggend het ek weer John 15 gelees en ek dink nie mense kan ooit genoeg kry van John 15 nie. So wat vir my uitgestaan het was vers 7 tot vers 11 wat gesê het, remain in me and remain in my word and everything that you ask for or wish for or desire will be given to you. Sometimes we're very quick to bring that scripture up om te sê, man, wat ook al jy vir die Here vra sal vir jou gegee word. Ons vergeet dat we need to remain in the Lord. Now, to remain in Him beteken dat we need to marry Him. It's a place of habitation. Dis 'n plek waar jy in Hom woon. Jy bly in Hom. You make Him your dwelling place. Dit is wat dit beteken to remain in Him. In Him. Met ander woorde, jy gaan soek vir Hom. Jy wil tyd saam met Hom spandeer. Jy wil in sy teenwoordigheid wees. Dis daai plek van absoluut, jy gee alles oor. En to remain in His word beteken, jy gaan sit in sy woord. Is to sit down in His word. En dis om sy woord lewe te maak in jou lewe. Lewe te maak in jou lewe. Not just, lees nie die woord nie. You are doers of His word. Glorify Him and to honor Him. We must bear much fruit. And prove ourselves to be true disciples. Jene mense, as ons nie kan vrug hê nie, as ons nie vrug kan dra nie, hoe gaan ons sien, hoe gaan ander mense sien, maar hierdie is 'n ware disipel van God. En ons almal, as jy jouself 'n kind van die Here noem, as jy jouself noem gered, we need to prove ourselves with the fruit that we bear. So as jy in die woord is, dan jy gaan geen ander keuse hê as om in die woord te leef nie. Jy gaan daai woord lewendig maak in jou lewe, want dit sê, the word is living and active, en dit sny deur jou. Hoekom? Want dit verander jou. Dit verander jou, die woord verander jou. En ons pastoor het Sondag gepreek oor die soil. Ons soil moet reg wees. Ons moenie gedefile wees met wêreldse goedjies nie. Ons moenie dat geld en die dinge van die wêreld ons onderkry nie. Ons moet ons geloof in God hou, want hy is die almagtige Vader. Vir hom is niks onmoontlik nie, maar ons geloof maak dinge dat dit onmoontlik is. En ons eie wil. Ons eie wil. En weet jy wat? God laat baie keer toe dat dinge gebeur in ons lewe, want ons is so persistent om te sê, Here, maar ek wil. En sê, goed my kind, dan laat hy dit gebeur. En dan sê ons, dit is die Here se wil gewees. En dan later dan gaan dit sleg met jou. Want ongelukkig aksies wat ons het konsekwensies. As ons nie die woord van God hoor nie, as ons nie sy stem wil obey nie, want ons wil tog net ons oortjies laat soothe, dan gaan ons ongelukkig die konsekwensies dra. Dan gaan ons lewe 'n draadjie vat. Soos met die Israeliete. Hulle het baie langer gevat om by die Promised Land uit te kom. Hulle het nie geluister nie. Hulle het gemoun. Hulle het nie geglo nie. Hoe baie keer moun ons? Baie keer glo ons nie. If you keep my commandments and obey my teachings, you will remain in my love, just as I've kept my Father's commandments. So is ook maklik om te quote daai versie van love God with all your heart, soul and mind. Maar wat beteken dit werklik? To love God is to keep His commandments and to obey His teachings. Ja, dit is om tyd saam met hom te spandeer, maar as jy tyd saam met God te spandeer, gaan jy sy hart ken, dan gaan jy weet wat dit is om hom te dien, wat dit is om in hom te wees. Baie keer dan sê ek, God, just hide me in you. Dan verbeel ek myself dat ek so in hom ingaan, en as mens in God se hart ingaan, dan gaan jy God se hart verstaan vir jou lewe. Dan gaan jy verstaan hoekom jy gemaak is om hier te wees. God het ons gemaak om hom te dien. God het ons gemaak om hom te worship. Maar ons as mens het geval. En ons worship die wêreldse dinge. Ons vat hande met die vyand en ons sê, kom duiwel, ek vat handjies met jou, want ek wil tog my eie fleshly desires satisfy. No, you can't do that. Liefde vir God is as ons hom obey. As God sê draai, dan draai jy. As God sê wag, dan wag jy. Dit is liefde vir God. As ons sy teachings obey, teachings wat Jesus in die woord gesit het, nie net die 10 commandments nie, teachings. Daar's soveel in die woord wat ons kan vat. Daar's soveel riglyne, daar's soveel instruksies.
ons kies baie keer net wat soothing is to our ears. En dit is wat dit beteken covenant. Covenant met God. Covenant met God is, you are married to him. You are married to Jesus. We are his bride. He's our bridegroom. We are faithful to him. We are true to him. Dis covenant. Dit is covenant. Om in hom te wees en om in sy woord te wees. So dit sê ek weer, as jy wil hê dat en dit is so belangrik as ons nie in God is nie en ons vra vir iets en ons kry dit en dan soos maar nee, die Here kan dit nie doen nie. Nee. Dis omdat ons nie, we are not dwelling in God's presence. So ons hoor nie sy stem vir ons nie. So wat ons wil hê is nie in lyn met wat God wil hê nie. So dan dink ons, okay, ons kry nie en God gee ons nou nie en nee. Partykeer moet ons wag. Partykeer moet ons beweeg. Partykeer moet ons uit daai gat kom, want ons kan so maklik in die gat bly. Ons kan so maklik in ons emosionele gat bly. Wat ons as victims voorkom. Victims. Daar is baie mense wat seer het, glo my. Ek was nou deur een van my moeilikste seisoene in my lewe. En ek sê nie, dis maklik om uit daai gat uit te kom van depressie en moeilik en seer en emosionele battles nie. Maar soms is dit tyd om op te staan en te sê, dis nou genoeg. En dis tyd om in jou calling in te stap. Jou assignment wat God vir jou gegee het. Ons kan nie altyd agter ons emosies en ons trauma en ons eienaars wegkruip nie. Ons moet daarmee deel en ons moet klaarmaak daarmee en ons moet instap in wat God ons geroep het in, sodat ons ander mense kan help. Want die wêreld daar buite het ons nodig. En elkeen van julle wat hierna luister, stap in jou calling in. En ek praat met myself ook vandag. Ons kan so maklik iets sien voor ons sien en dink, okay, dit is wat dit is en dit is wat dit is. Dan vorm ons hierdie hele prentjie. En dis ook my woord sê, renew your mind, want ons gedagtes is ons grootste vyand. Jy is gemaak om meer te wees. Dogter van God, seun van God. Jy is gemaak, jy is geroep. He called you by name. Dis tyd. Dis tyd om op te staan. Dis tyd om te werk aan jou eienaars as jy nog nie gewerk het aan jou eienaars nie. En as jy klaar deur die proses is en as jy amper klaar is met jou eienaars, staan op. En sê genoeg is genoeg. En die laaste stukkie wat hy sê is, ek sê jou die goed. So that my joy can be in you, my joy and the light can be in you, so that your joy, so that ons joy can be made full, complete and can overflow. But once again, we need to be in him. If we are not in him, we will not experience true joy. We will experience happiness from temporary things that happens, but true joy is only found in God. True joy is only found in his presence. True joy that is complete and that overflows and that is true is only found in him. In him, where you sit in him, where you dwell in him, where you make him your dwelling place, where you spend time with him, where you worship, where you talk to him, where you sit in quiet moments just to hear what he wants to say about you, just to hear. That is the place of remaining in him. And then you can ask whatever you want and he will give it to you. But first, we need to remain in him. He is our life. He is our source. Make him that in your life. Hy is ons alles. Maak hom jou alles in jou lewe. Maak hom jou lig. Maak hom jou wêreld. Maak hom jou plek waartoe jy gaan. Eerste plek waartoe jy gaan as jy 'n krisis beleef. Eerste plek waartoe jy gaan as jy iets goeds beleef. Ons is so maklik om eers na mense toe te gaan. Of deesdae ChatGPT. Nee. Gaan na God die Vader toe. Hy het al die antwoorde. Hy het al die antwoorde. Daar is soveel fake dinge nie op die oomblik met AI en
allerhande nonsens. Mens weet nie eers meer wie is 'n mens nie, want mens het al hierdie goed wat dit makliker maak vir ons om nie te kan dink nie, om nie in die Here te kan intap nie. Maar ek sê nou vir jou, die Here sien jou hart. Die Here sien jou hart. Hy sien waar jy is. Hy hoor jou hart. Don't mock God. God sien alles. Hy hoor alles. And He is a just God. And He's a loving Father. And He will never leave you nor forsake you. Hy sien ook wat die vyand aan jou doen. Hy sien ook wat mense aan jou doen. Maar let's leave vengeance to the Lord. Hy sal daarmee deel. Stap vandag in 'n plek in van God is jou lewe. Maak hom jou lewe, maak hom jou alles. And He will be your source of joy. And your desires will line up with His desires. And it will be easier. Not without tribulations, not without difficulties, but it will be easier. Seën jou.